Goeiedag, ek hoop het gaan goed met jou. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend opgestaan het, jy het vanoggend wakker geraak, en jy hoor hierdie boodskap, moet jy weet dat gister vir jou 'n oorwinning was. Jy het gister oorleef, jy het die aanslae van die duiwel oorleef, jy het hierdie wêreld en sy slegte dinge oorleef. Jy het dit miskien nie oorleef op maniere wat jy wou gehad het nie, maar God het jou in die hand gevat en deur gister gedra. God het in jou gister voorsien wat jy gister nodig gehad het. Miskien nie op die maniere wat jy verwag het nie, maar God was daar vir jou. En so moet jy weet dat die week wat voor jou lê, dalk nie vir jou maklik gaan wees nie. Jy staar miskien 'n begrafnis hierdie week in die gesig, hospitaalbesoek, of iets wat groot oor jou lewe kom. Jy weet dit kom. Jy kan dit sien, jy weet daarvan. En net soos God gister na jou gekyk het en verlede week na jou gekyk het, sal hy vandag en môre en die res van hierdie week na jou kyk. God kyk nie elke dag na ons op die maniere wat ons verwag nie. Hy pak miskien nie ons koskaste vol elke dag nie. Hy verskaf dalk nie aan jou A-graad steak elke Vrydag om te braai nie. Maar God voorsien elke dag aan jou die lewe. Solank al lug in jou longe is, kan jy God loof, eer en prys, dat hy jou waardig gevind het, om elke dag 'n geskenk van die lewe te hê. My vriend, ongeag deur watter moeilikhede jy gaan, loof en prys God. Ongeag hoe moeilik dit vir jou is om soggens jou oë oop te maak en uit die bed te klim, en daar 'n swaar kry in die gesig te staar, loof en eer en prys God, want jy is waardig om vandag weer die geskenk van die lewe te hê. Gryp daardie geskenk aan vandag en leef voluit. Jy kan vir my sê ek is oud, ek is siek, ek kan nie beweeg nie, ek het 'n beroerte gehad, ek sit net. Niks keer jou om heeldag te bid nie, want jy sien daar's krag in gebed. Nie net gebed vir jouself nie, ook gebed vir ander. Mag jy 'n mooi dag hê. Ons gesels weer. Bye bye.